Goeiemôre, baie welkom by ons oggenddiens. Daar's 'n baie mooi deel van 'n Psalm van Dawid, Psalm 25, waar ons iets hoor van die doel wat hy vir homself in gedagte het in 'n verhouding met die Here as hy die Here volg. En ek dink so elkeen belangrik om dit te sien, want koning Dawid het 'n pad geloop en ons weet hy het baie opsit afs gehad. Hy het baie mooi paaie geloop, maar ook 'n klompie draaie gehad. Ons lees op Psalm 25 vers 4 en 5. Waar hy vir die Here sê, maak my die wil bekend, Here, leer my u paai, laat die waarheid my lei en onderrig my daarin, want u is God, my redder, in u stel ek elke dag my verwagting. So kom ons bid saam. Leer my, Heer, die regte weë, wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil my deur u waarheid leer. Lei my dwalende gedagtes, want u is my heil, o Heer. U is dit altyd te wagte. Here, dit is die lied wat ons baie keer gesing het, waarin ons vir u sê dat ons 'n behoefte het, dat u vir ons sal kom lei en sal kom leer, dat ons, Here, by u voete kan sit en kan hoor wat u vir ons vandag in gedagte het. Wil u dit vir ons kom doen? Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek dink almal van ons droom soms, en gewoonlik gaan dit oor dinge wat in ons gedagtes is, wat ons oordink. Ek praat die afgelope week met twee van die vrouens wat by ons inskakel, wat by Oude Rembaan is, en hulle sê eendag het hulle die fliek Air of Africa gekyk, en in daardie nag het albei van Robert Redford gedroom. Ons droom dikwels van dit wat ons gedagtes vol van is. En dikwels sê ons sommer so in die algemene spreektaal, ek droom oor iets, of ek sien uit na iets, ek wens dit kan gebeur, of ek verlang daarna. Ons hoop dit kan met my gebeur. Byvoorbeeld, mense wat sing van hierdie droom wat hulle het en hoop wat iets gebeur, die lied I'm Dreaming of a White Christmas, vertel vir ons daarvan. Ek hoop dat daar 'n wit Kersfees sal wees. Of een van die liedere van die Everly Brothers, wat sing, hulle sing, when I want you in my arms, when I want you and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream. Dit wat in hulle gedagtes is, waarop hulle hoop. En daar is nog baie voorbeelde van dit wat van ons gedagtes vol is, en my hart van vol is, sien ek uit na en wens ek dit kan met my gebeur. En ek weet, jy sal met my saamstem dat ons baie keer praat en sê, ek het drome vir my kind, of ek het drome vir my besigheid, wat ek begryp, of vir my lewe, en dan is wat ek bedoel, is ek sien uit om te sien, wat kan gebeur met dit, as dit goed gaan daarmee, dit wat ek in die vooruitsig stel, waar ek uitsien, dat het moet gebeur. Ons lees in die Bybel ook op 'n hele paar plek van drome. En is asof daai drome iets wil sê van die Here wat sê, ek droom oor jou, oor iets wat met jou sal gebeur. Baie keer was dit iets geheimsinnig gewees wat met mense gebeur het. Baie persoonlik. En dan is dit 'n manier waarop God sy planne vir mense geopenbaar het. 'n Paar voorbeelde, ek dink aan Jakob, wat vir Esau om die bos lei, en hy vlug vir hom, want Esau wil hom doodmaak, en dan slaap hy op 'n stadium op pad na sy oom Laban toe, slaap hy met sy kop op 'n klip, en dan droom hy van 'n leer wat verbind word tussen die hemel en die aarde, en die engele wat op en af klim met mekaar, en dan noem hy die plek Bethel, huis van God, want hy sê, die Here is hier, en ek het dit nie besef nie. Josef het ook 'n paar keer gedroom. Ons lees aan die begin van sy lewe as 'n jong man wat hy droom oor gerwe wat buig en sterre wat hulle self rangskik. En hierdie drome was nie net sy verbeelding nie, want dit was 'n aanduiding dat God 'n groter plan met hom in gedagte gehad het. Ons weet hoe dit later in sy lewe gebeur, dat 'n klomp dinge dit vooraf gespeel het, en dan raak hy die onderkoning van Egipte, en dan gebeur dit, dan mense buig voor hom. En natuurlik Daniel het ook 'n paar keer drome gehad, of drome moes uitlê. Ons weet van die droom van die groot standbeeld wat die koning gedroom het, en hy lê dit uit met die verskillende tale,
Ons weet van van Daniel se skrif teen die muur, die handskrif wat hy sien wat iets teen die muur skryf en waar hy dit uitlê. En dit alles het beteken dat die Here met hom op 'n pad besig is en dit vir hom waarskynlik presies wou sê wat sou gebeur in sy lewe. Dan is daar natuurlik in die Nuwe Testament ook drome wat 'n rol speel. Josef, Maria se man wat in 'n droom gelei word om te aanvaar dat Jesus gebore gaan word, en dan die sterrekykers wat ook in 'n droom gelei word om Jesus te beskerm en nie terug te gaan op 'n ander plek terug te gaan omdat Herodes sy mes ingehaal het vir hulle en vir die kindjie Jesus wat gebore is. In Handelinge 2, die geskiedenis van die kerk, dan haal Petrus, die een wat die groot preek aan die begin in Handelinge lewe oor Jesus en oor God, dan haal hy die profeet Joël aan, waar hy dan sê, julle jong mense sal gesifte sien, en julle ou mense sal drome droom. Alreeds in die Ou Testament voorspel die profeet Joël en Petrus kom bevestig dit. God praat nog steeds, en hy nooi nog steeds mense in sy plan in, die drome, die verlange wat hy het, dat mense dit moet uitleef en dit moet word. En ek glo wanneer God oor my en jou lewe dink, en beplan, en dit van ons in ons gedagtes wil kom neersit, dan wil hy hê dat ons ook God se droom vir ons moet verstaan. Iets wat in die toekoms vir ons wag, iets wat God vir ons gereed maak, en waarin hy wil hê ons moet inleef of instap daarin. En God wil ons gedagtes daarmee kom vorm met sy drome, met sy gedagtes. En dan wil hy hê, dan moet ons daarop dik. En dan moet God se droom ook deel van my en jou droom vir ons lewe word. 'n Vers wat sommer by my opkom, waar ons iets van dit lees, is die bekende Jeremia 11 vers 29, waar die Here deur die profeet Jeremia sê, ek weet wat ek in gedagte het. En dan is God se gedagtes aan die gang oor wat hy vir my en jou wil laat gebeur. So ek en jy drome vir ons kinders. Ons het sekere dinge vir hulle in gedagte, ons wens sekere dinge vir hulle in hulle lewe. En net so het God ook drome vir sy kinders, vir God se kinders in gedagte. Die vraag is, waarmee is God besig as jy dink oor jou eie lewe? Waaroor droom jy en waaroor dink jy is God besig om te droom oor my en oor jou? Ek dink die verskil tussen God se drome en my en jou droom is dat ons droom dikwels in reguit lyne. Met ander woorde, ons het planne, ons het doelwitte, daar is spesifieke uitkomste wat ons voel ons kan beheer, en ons droom het baie keer 'n begin en 'n einde. Begin van my besigheid, en ek weet waar ek wil hê my besigheid moet eindig. God se droom is anders. God droom stories oor my en jou. Stories wat soms wagtye het, onpaaie, wat soms selfs swaar tye insluit. Dink aan die droom vir Dawid se lewe. Nie om ons seer te maak nie, maar om ons te vorm tot daar waar hy ons regtig kan gebruik. En dikwels herhaal drome in ons lewe as God oor ons dink. En ons word herstel, en ons groei, en God se droom in ons lewe word al duideliker, soos wat dit meer deel van ons lewe word. So wanneer ons dink oor God se droom vir ons, dan is daar 'n paar dinge wat ons waarskynlik in die Bybel kan sien hoe die drome lyk. Die eerste ding wat ons sien is, God se droom is baie groter as wat my en jou droom ooit kan wees. Baie. Ons droom dikwels klein. Dit gaan vir ons oor ons gemak, ons veiligheid, ons sukses. Vir God gaan sy drome oor ons karakter, oor die impak wat ons het, die verskil wat ons maak en die roeping wat hy vir my en jou in gedagte het. En God se droom vir ons hou nooit op nie. Hy roep jou altyd verder. Hy wil altyd 'n dieper pad met jou stap. Altyd meer tyd met my en jou spandeer. Die skrywer Max Lucado sê, you are the only you God made. God made you, and then he broke the mold. Met ander woorde, ek en jy is uniek, en die Here wil 'n unieke pad met my en jou stap. Die bekende Amerikaanse menseregte Martin Luther King Jr. het die bekende ding gesê, I have a dream.
En daardie woorde het net met 'n toespraak begin nie. En daar gaan eindig nie, dit het ook 'n beweging begin en veroorsaak. En ek dink dis wat God vir ons in gedagte het, altyd iets groters as wat ek en jy ooit kan dink. Daar was 'n katholieke priester in die 13de eeu, Meister Eckhart, en hy het gesê, as jy 'n idee van God het, dan is dit klaar nie meer wie God regtig is nie. Hy het gesê, die beroemde aanhaling, I pray God to rid me of God. Ek vra vir die Here om my idee van die Here af weg te neem, dat ek kan sien uit iets groters vir my in gedagte. En die Bybel kom praat oor die groter drome wat God in gedagte het. Dink aan bekende verse, Efesiërs 3 vers 20, waar Paulus skryf, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink, kom die eer toe. En dan in Johannes 14 vers 12, waar die Here Jesus self sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, hy sal nog groter dinge doen, omdat ek na die Vader toe gaan. God se droom is baie groter. Matteus 19 vers 26, waar Jesus vir die mense kyk, vir sy disippels, volgelinge kyk, en daar staan dan vers 26, Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. So God is nog nie klaar met my en jou nie. Hy het 'n groter idee, 'n groter droom in gedagte vir my en jou. Dis amper soos 'n skilder, wat nooit sal sê, ek het alreeds my mooiste skildery geskilder nie. Hy sal altyd sê, die volgende skildery wat ek maak, kan dalk die beste wees wat ek nog ooit gemaak het. Sommige 'n paar bekende predikers en predikante wat saamstem met hierdie gedagte wat hieroor gepraat het. Louis Giglio praat op 'n stadium oor God se grootheid in die heelal. Julle kan onthou daai boodskap wat hy gehad het, indescribable. En dan sê hy, God roep mense na iets toe baie groter as hulle self. Rick Warren, met sy bekende boek The Purpose Driven Life, hy sê daarin, God se doel met jou lewe is groter as jou eie planne. En dan sê hy, dit moet God-sized drome wees. Craig Groeschel, bekende leier in Amerika, 'n predikant, hy sê, as jou droom nie geloof nodig het nie, is dit waarskynlik 'n droom wat te klein is. Maar drome het krag. Drome verander mense. Drome verander die wêreld waarin ek en jy leef. Ons moet glo dat God nog meer in gedagte het van my en vir jou. Ons moet anders dink oor God en anders droom oor God se drome vir ons. Maar hier is die vraag vir ons vandag. Waaraan meet jy jou drome? Wat is jou drome se grense? Wat keer jou dat jy verder en groter droom? Jou eie gedagtes, jou eie wense, jou eie planne, jou eie beperkings wat jy aan jouself stel? Of God se planne vir jou? Wat God se drome vir jou in 'n ander dimensie kom plaas, en ons moet dit raak sien. So ons jaarthema is geloof wat lewe, wat eintlik kom beteken, ek ruil my klein drome in vir God se groter drome vir my en vir my geloofsgemeenskap. So God se droom is groter. Die volgende ding wat ons sien in die Bybel is dat God se droom lank voor my en jou se bestaan alreeds daar was. God se plan is anders as ons planne. Dit is groter as my en joune, maar waar ons drome en wense deur ons lewe beperk word hier op aarde, is God se droom baie langer in werking, en dit bestaan verder as wat ek en jy ooit sal bestaan. 'n mooi gedeelte waar dit vir ons gesê word is daai Psalm 139, waar God sê, ek het jou gevorm voordat jy gebore is. Vers 13, U het my gevorm, my aan mekaar gewewe in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, want niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar gewewe is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voor ek gebore is. So voordat ek gebore is, was die Here al reeds bewus van wat hy vir my en vir jou in gedagte het en wie ek en jy is vir hom.
Efesiërs 2 vers 10 is 'n versie wat sê van God wat ons sy handewerk maak as hy ons skep met sy eie hande. Daar staan, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ek het net oor die skilder gepraat, wat nog sy beste skildery gaan skilder, en ek en jy gaan daardie skildery wees. Dis asof hierdie versie vir ons sê, dat die Here het vir ons op 'n stadium uitgedink, nog voordat die skepping daar was, nog voordat ons geskape was. En toe raak hy opgewonde, en hy raak geïnspireer deur ons, en soos wat 'n skilder, 'n skildery kom skets, of kom skilder, het God toe vir my en jou gemaak in sy gedagtes, en op die ou is ek en jy gebore, deel van sy plan, van sy droom, wat al lank van tevore al bestaan het. En as ons net die vorige hoofstuk lees, Efesiërs 1, dan sien ons nie net voor ons skepping, voor ons gebore is, het dit gebeur nie, maar selfs voor die skepping van die wêreld. Daar staan in vers 4, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Sy droom is van ewigheid tot ewigheid. Van die taal wat die Bybel dan gebruik om ons verhouding met God, wat vir ons 'n droom het te beskryf, is ewigheidstaal. Daar word geskryf oor 'n verbond. 'n Verbond is God se verbintenis, en God is 'n God van ewigheid. Oor 'n koninkryk wat vir ewig daar sal wees, sê die Bybel. Die ewige lewe word beskryf. En dan as Paulus in sy tweede brief aan Thessalonika oor die eindtye praat, dan beskryf hy dit in ewigheidstaal, wat aan die einde gaan gebeur, vir ewig en vir ewig. In 2 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, wanneer die bevel gegee word, en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, daarna sal ons wat lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word die lug in, en die Here ontmoet, en dan hierdie versie. En so sal ons altyd by die Here wees. Ewigheidstaal. Openbaring in die heel laaste hoofstuk ook word in vers 3 beskryf. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Kyk, ek maak alles net. God se troon vir my en jou is vir altyd en altyd en altyd. En dan, hoe word hierdie droom dan deel van ons lewe? Of hoe kan ons dit begin uitleef? Hoe word dit sigbaar? Want wat nou mense 'n droom, wat ek 'n droom bly? Iemand skryf en sê, a dream not lived becomes a quiet echo in the soul. Iets wat ons uitspreek, en wat maar net daar in ons gedagtes bly, en dit gebeur, dit realiseer nie regtig nie. Dit bly net 'n mooi gedagte. So hoe word God se drome vir ons uitgeleef? Ja, die maklike antwoord is deur by jou geloof. Dis die manier waar die Here vir ons sê, kennis, ons moet hom ken, ons moet hom vertrou vir ons hele lewe. En so begin leef in dit wat ons glo, wat die Here oor ons dink, en wat hy vir ons beloof, en wat hy vir ons in vooruitsig stel. Ek dink die belangrike vraag wat die Bybel vir ons gee, draai eintlik effens die vraag wat ons baie keer het, bietjie om. Wat ons vra baie keer, hoe kry ek God se droom in my hande? En die Bybel wil vir ons sê, hoe moet ek meer in die geloof leef en vertroue dat God sy werk in my sal doen? Dit is nie ek in die eerste plek wat die droom laat realiseer nie. Dis God wat deur my werk, deur my geloof. Dan word jou geloof nie iets wat jy kan beheer nie, en jy voel jy wil dit beheer nie, maar dit word 'n manier waarin ek ingestel word, en soos 'n stemverkeer, 'n klank instem van 'n klavier, om te doen en te klink soos wat die Here wil hê ek en jy moet klink. En hier is hoe die Bybel en gelowige denkers oor die eeue dit saam beskryf. Hulle sê dit begin by 'n verhouding, dit begin nie by prestasie nie. God se droom vir my en jou begin daar waar ons hom ken, en nie waar ons iets vir hom bewys nie. Ek dink maar in Johannes 15 vers 5, die baie mooi versie waar die Here Jesus sê, wie in my bly en ek in hom dra baie vrug, sonder my kan julle niks doen nie. En God werk in jou voordat jy iets vir hom doen. Dis is vir my die kosbare gedagte. Geloof is eintlik 'n reaksie
op wat God al reeds eerste in my en jou gedoen het. Filippense 2 vers 13, want is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Nie my en jou gedagte die eerste plek nie, nie my en jou droom nie, maar God se droom, want op jou en op ons droom ek word. En dan, geloof as uit het uitleef, beteken vertroue selfs in die onbekende. Hebreërs 11 vers 1, die bekende vers oor geloof, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Jy leef eers die pad in vertroue, en dan verstaan jy dit dalk later. Dallas Willard het op 'n stadium in een van sy boeke geskryf oor dit. Dan sê hy spiritual formation, in ander woorde waar ek al meer bewus word van die Here wat deel is van my lewe, van God se droom wat deel is van my droom. Spiritual formation is a process of becoming who Jesus would be if he were you. En ek dink dit is die manier ons geloof uitleef, deur die karaktereienskappe van Jesus, deur die drome van Jesus, deur sy hartklop deel van my te maak en dit te begin uitleef. God wil ons deel maak van sy troon, deurdat ons meer op hy word, deurdat ons meer vir hom vertrou en deurdat ons vir hom al beter leer ken. En die Bybel beskryf God se droom as 'n teken wat hy vir ons sou stel. 'n teken wat hy vir ons in gedagte het en waarheen hy met ons op pad is. En toe vir die sonneval plaas en ons begin die teken te mis. En interessant, die woord vir sonde in die Hebreëse taal is die woord chata, wat beteken, dis 'n boodskapwoord wat sê ek mis die teken wat die Here vir my in gedagte het. Sonde is om die teken te mis wat die Here vir jou in gedagte het, om sy droom te mis. In die Grieks beteken die woord hamartia, die Griekse woord hamartia vir sonde, ook dieselfde, om die teken te mis. Op die ou ende is ons lewensdoel om God se droom, sy teken vir ons, sy roepingsdoel raak te sien en daarvoor saam met God te mik in die geloof. Kom ons bid en vra dat die Here dit sal doen. Hemelse Vader, ons grootste doel, ons grootste droom is om u droom in ons lewe raak te sien. Dit wat u oor en oor vir ons kom vertel in die woord, die Gees wat dit in ons wakker maak. Dit wat u gebruik baie keer deur mense na ons te stuur, dat ons sal weet, Here, wat is dit wat u vir ons in gedagte het? En ons sal vanmôre vir u kom sê dat ons graag, Here, die boog wil wees wat u skiet en wat op die ou ende met u genade die teken tref wat u vir ons stel. Here, want dan sal ons gelukkig wees. Dan sal ons 'n verskil kan maak en dan sal ons so binne u wil kan leef, Here, dat ons waarlik kan wees wat u vir ons beplan het van die begin. Dankie dat u droom baie groter is as wat ons ooit kan dink. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.